Vriende, ek is Dani van Dijk en ons gaan voort met die gedagte rondom Zerubbabel wat die tempel herbou in Jerusalem. Nou die Jode is nou terug, hulle is terug in Jerusalem na 70 jaar ballingskap in Babylon. Josua is die hoofpriester en Zerubbabel is die politieke leier en Zerubbabel en Josua bou die tempel wat afgebreek is toe die volk in ballingskap weggevoer is. Nou het Haggai profeteer en Haggai het toe hulle die fondasie lê en die ou mense is ongelukkig en die jong mense is opgewonde, toe kom die woord van die Here wat sê skep moed en werk. Skep moed en werk, ek is in julle midde, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vorige. Maar nou het ons gesê, ons het vir Haggai en Sagaria moet jy saam met mekaar lees. En nou gebeur daar iets. Ons het gesê Josua is die hoofpriester. Die hoofpriester, kom ons noem hom die geestelike leier, Zerubbabel was die politieke leier. En dan kla die duiwel vir Sagaria aan. En hier sien ons iets wat vir ons in die Nuwe Testament geweldige groot waarde het. Josua word nou aangekla en dan staan daar in Sagaria 3 vers 2. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. En Josua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het die engel aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem sy vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Hier sien ons dit wat Jesus vir ons kom doen het. Die duiwel is vandag nog die aanklaer. Hy is die een wat aanklagte teen ons inbring. Jesus is ons groot hoofpriester. Hy is ons borg. Hy is die een wat vir ons instaan. Hy is die een wat vir ons intree. Daar waar die duiwel ons aankla, daar's Jesus die een wat met sy eie bloed vir ons guns gee voor die Vader. Die bloed reinig ons. Die bloed was ons skoon. Daar waar ons gefouteer het, daar vra ons vergifnis. Waar ons gejudge het, daar vra ons vergifnis, daar vergewe ons. En Jesus kom en hy reinig ons. Hy reinig ons. Die bloed was ons skoon. Nou sê Sagaria 3 vers 5, daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het 'n rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daar bestaan. Die engel van die Here, dis Jesus, hy staan en kyk toe hoe dat die skoon klere vir Josua aangetrek word. Nou die tulband, hulle sit 'n tulband op. Wat was 'n tulband? 'n Tulband was so 'n riempie wat die hoofpriester rondom sy kop gehad het. Daar was daar 'n goue plaatjie wat voor sy kop was en op die goue plaatjie het gestaan heilig aan die Here. So wanneer die hoofpriester dan eenmal in 'n jaar in die heiligdom ingegaan het, die volk verteenwoordig het voor God, dan het hy gekom met hierdie rein tulband met sy eie met die bloed van die offer en dan het hy die volk rein voor God die Vader ingebring. So sit 'n rein tulband op sy hoof beteken hy's heilig aan die Here. Hoekom is hy heilig? Op grond van enige iets van homself of wat hy kan doen? Nee, nie op grond van wie hy is of wat hy kan doen nie, maar hy's heilig omdat die Heilige hom indra, omdat die Heilige hom heilig verklaar het, omdat hy die Heilige aanraak, daarom is hy heilig. Maar nou kom ons in Sagaria 4, daar's 'n 5de gesig, dis die goue kandelaar, die 2 olyfbome, en dan lees ons die verskriklike belangrike woorde, die baie bekende, wonderlike woorde in Sagaria 4 vers 6, waar staan, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. So, die tempel sou nie herbou word op grond van menslike vermoë nie. Sommer daarvan die begin af, toe Kores die dekreet uitgevaardig het, dit was deur die Here ingegee. Dit was deur die Here gewerk, nie deur krag of deur geweld, nie deur menslike krag nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. En dit wat ons vandag vir die Here doen en voor hom wandel, is nie op grond van ons eie werke nie, maar dis deur die krag van die Heilige Gees. Daarom moet ons instem op die werking van die Heilige Gees. Dis net die Gees wat vrug kan produseer in ons lewe. Menslike krag produseer
waardelose werke, blare godsdiens, maar die Gees produseer vrug. Net die Gees kan vrug produseer. Die volgende vers sê, dit is baie belangrik. Wie is jy, groot berg? Nou toe hulle daar kom, onthou, Nebukadneser het die tempel geplunder. Die tempel was verwoes om die goud uit te kry. Al die skatte uit die tempel uit te kry. So wat oorgebly het, was 'n hoop in ons terme wat ons vandag ken, bourommel. So daar het net 'n hoop bourommel gelê. So toe Josua en Zerubabel in Jerusalem aankom, al wat hulle gekry het, is 'n klomp bourommel, 'n groot berg bourommel. Nou sê vers 7, wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. Die sluitsteen was die finale steen. Dit was die laaste steen as hulle 'n arch gebou het. Dan het hulle die laaste steen wat hulle ingesit het, was die sluitsteen. En Zerubabel sou die sluitsteen insit onder uitroepe van genade. Dis genade, dis nie menslik geproduseer nie, dis God se werk. En dis in ons lewe, elke een so, dis God se werk, dis hy wat die werk doen. Ek stel my tot sy beskikking. Andrew Murray sê, heiligmaking is die werk wat God doen, maar hy doen dit in die hart van die mens wat voor hom oopgestel is. Hier lees is die interessante woorde, wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word. So, nou is dit hierdie groot hoop bourommel, enorme groot klippe wat daar lê. En nou sê die profeet, dit is nou Sagaria wat profeteer. En hy sê, voor Zerubabel sal hierdie hoop bourommel verdwyn. Dit sal gelykte word. Dit sal 'n plek word waar gebou word. Nou kry ons die Nuwe Testamentiese toepassing van presies dieselfde woorde. Markus 11 vers 23. Want voorwaar, ek sê vir jou, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So, nou kom ons in die Nuwe Testament, en hier kry ons die toepassing van dit wat in die Ou Testament gebeur het. En hy sê, as jy vir die berg sê, hef jy op en werp jou in die see, sal gebeur. Miskien is daar 'n berg. Soos daar voor Josua en Zerubabel 'n berg bourommel gelê het. Lê daar miskien vir jou 'n berg, maar jou berg is dalk 'n geestelike berg. Dis dalk 'n berg van liggaamlike uitdagings. Dalk is dit siekte, dalk is dit finansiële uitdagings, dalk is dit emosionele wonde, sielewonde wat sit wat jou lewe beheer. Dalk is dit omstandighede in jou huis, omstandighede wat die berg ook al mag wees. En hy sê, as jy vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jou in die see, jy glo in jou hart, dit sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê. So jy kan vandag sê ons, vir die berg wat voor jou is, wie daai berg mag wees, vir daai berg sê ons vandag, in die naam van Jesus Christus, hef jou nou op en werp jou binne in die see. En ons glo met ons hele hart, dat dit wat ons sê, sal gebeur. Die berg verdwyn, die berg word 'n gelykte, die berg word 'n plek waar God nou bou. So daar waar 'n berg in jou lewe was, dit word nou 'n plek waar God in sy liefde, in die krag van sy Heilige Gees, besig is om te bou, om tot stand te bring, om nuwe lewe te skep. Onthou, daar waar God werk, daar skep hy nuwe lewe. Waar God spreek, daar gebeur iets. En ons sê vir die Here, dankie dat U die berg tot 'n gelykte maak. Die Here gee ons groot genade om in geloof ons hart op die Here te rig en vir die berg te sê, dis tyd om te gaan. Jou tyd is verstreke in my lewe. Ek vertrou die Here nou vir 'n werk. Ek vertrou die Here vir nuwe lewe. Ek vertrou die Here vir groot dinge in my lewe, dit wat hy begeer om te doen. Die Here gaan jou seën en hy gaan jou behoed en hy gaan jou bewaar en hy gaan sy engele opdrag gee om jou te bewaar. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou